Van die direkteure met hierdie eerste verkiesing kan dien vir 3 jaar. 'n derde gaan dien vir 2 jaar en 'n derde gaan dien vir 1 jaar. Beteken met die volgende ledevergadering volgende jaar, dan word hulle verkies net 'n derde van die direksie. Dan is dit nie meer 9 wat verkies moet word nie, maar net 3. Om daai 1 jaar poste te vervang. En dan die jaar daarna weer 3, dan is ook weer vir 3 jaar gekies, dan is die 2 jaar ouens se tyd uitgedien. En dan die derde groepie dien hulle 3 jaar. So ek dien as 'n direkteur vir 3 jaar. Die rede daarvoor is eenvoudig, mense wil altyd op 'n direksie 3 ou kerels sê of ou vrouens wat vir die tekens daarvan, wat weet hoe werk dit. 3 wat so half nog onder opleiding is en 3 groentjies. Dan het jy 'n goeie deurlopendheid in die direksie. Nou 'n ou wat kom sê vir 1 jaar gedien het, kan herverkiesbaar word. As hy weer bereid is om met die volgende verkiesing langer te dien, dan kan hy weer genomineer word. So dit skakel jou nie uit om in die toekoms gekies te kan word nie. 'n ander reël wat jy van moet weet, ons het nou die nominasielys. As een van die direkteure deur die loop van die jaar nie meer sy pligte kan nakom nie en hy bedank, dan sal iemand uit die nominasielys uitgevra word om in sy pos te dien tot met die volgende ledevergadering. Waar so hulle dan of bekragtig word of 'n formele verkiesing weer plaasvind. En van die ander lede op die nominasielys kan ook gevra word of gekoopteer word om te dien op die komitees. Daar is nou voorsitters gekies vir daai komitees as ons hierdie verkiesing klaar het, maar elkeen van hulle kan tot genoeg lede by koopteer, vra om te dien op daai komitees, sodat daar ten minste 3 is wat kan dien. So niemand gaan wegkom, die plig ontduik nie, ongelukkig.